dames en here. Ek gaan nou nie 'n mikrofoon gebruik nie. Ek het al gehoor my stem dra hier by die akademie in die kunslokaal. Jou stem tel. My stem tel hierso. Ek is Annelies de Vries, HB van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en dit is vir my baie lekker om julle hier te verwelkom. Dit is amptelik ons eerste bekendstelling of ons eerste geleentheid. Dankie Hercules dat jy 'n boek geskryf het, soos die jaar kon begin het. By die Akademie vir 2026. En dit is regtig my groot voorreg vanaf ek vir Hercules ken skryf hy 'n boek. En ek ken hom al 'n rukkie. En dis hy het my dis nie die boek wat hy gesê het hy skryf nie, dis 'n ander boek. So ek is baie bly jy het nou jou boek geskryf Hercules. Dit is vir ons baie, dit is vir ons 'n groot voorreg en dis ook 'n getuienis die akademie het 'n beursfonds wat ons vir nagraadse studente beurse toeken wat in Afrikaans hulle nagraadse studies lewer. En Hercules is 'n beurshouer en dit is altyd so lekker om te sien beurshouers regtig 'n diep voetspore in die Afrikaanse en intellektuele wêreld. En die akademie het ook 'n publikasiefonds en dis eintlik hoe ons hier betrokke geraak het. Ons gee ook verdienste publikasies wat aan baie hoogstaande gehalte voldoen en vereistes gee ons dan ook befondsing of gedeeltelike befondsing deur die uitgewer. So dit beteken as ons hulle of hierdie publikasie befonds het, is dit regtig van hoogstaande gehalte. Ons het baie verskillende hoepels gespring het om hier uit te kom. En dan gaan ek ook graag vir Dr. Rudy van Rensburg voorstel. Hy gaan die gesprek met Hercules voer oor die boek. En dan ek het aanbeveel dat hulle elkeen maar 'n glasie wyn voor hulle het en ek sien daar's 'n paar van julle wat ook 'n glasie wyn het. Dis 'n lekker rustige en gesellige gesprek en ons sien baie uit daarna baie wel. Dankie Annelies. Goeienaand dames en here en welkom by die boekbekendstelling van Verantwoording, die dialektiek van 'n sinryke bestaan. Ook baie geluk Hercules op die publisering van jou boek. Dis nie 'n vreeslike dik boek nie, maar dit is 'n redelike omvattende boek. So dit is iets wat jy moet jou tyd neem om hierdie boek te lees. Dit is iets wat jy stadig moet lees en nie kan verwag dat jy in 'n paar ure noodwendig sal verstaan presies waarmee jy aan die gang is nie. Jy maak gebruik van groot filosowe, figure soos Herakleitos, Aristoteles en Hegel, maar jy maak ook gebruik van nie slegs westerse figure nie, maar ook plaaslike figure soos N.P. van Wyk Louw. Jy maak ook gebruik van plaaslike mites wat ook sommige van jou idees inlig. En dan laasens ook jou teks is gebaseer of is gestruktureer volgens 'n fige wat jy by Bach kry. So kan jy net vir ons so 'n bietjie net verduidelik hoe het jy vorendag gekom met die idee vir hierdie boek en hoe het al hierdie denkers bymekaar gekom en waarom spesifiek ook die fige? Hoekom is dit vir jou 'n belangrike, ek wil sê amper 'n tipe van 'n styl wat jy probeer ontwikkel met jou argument? Baie dankie Rudy en eerstens ook baie dankie vir die akademie Annelies, die mense wat by die redings betrokke ook was, Stefan, Annelie, Linda, Melanie. Ek dink dit was 'n baie netjiese geleentheid, baie dankie. Ja, so die begrip van verantwoording, ek is eintlik al lankal aan die worstel met hierdie vraag. Ek dink mense kan dink aan begrippe soos korporatiewe sosiale verantwoordelikheid en etiese verantwoordbaarheid is woorde wat in algemene omgang is vandag. Maar tot watter mate kan ons sê dat ons as mense nog werklik verantwoording doen? Met ander woorde dat ons eintlik weet hoekom ons doen wat ons doen en wat dit beteken eintlik om mens te wees in die tyd waarin ons is. En hierdie tyd is natuurlik die tyd van tegnologie
wat vir ons antwoorde gee op alles wat ons vra. So dis eintlik die basis van die boek, is om aan te sluit by Aristoteles. Hy het gesê die mens is zoon, egon, logon. Die mens is die wese wat beskik oor die logos, oor die vermoë om taal te gebruik. En tot watter mate, afgesien van ons tegnologiese vooruitgang, is ons nog hierdie wese wat oor taal beskik en wat ons self kan uitdruk en artikuleer. En ek dink dit is 'n belangrike vraagstuk, en ek dink verantwoording poog om ten minste die kwessie op die tafel te sit. Nou wat betref die figale, ek het dit eintlik omskep in die begrip van voegsaamheid. So voegsaamheid wys op die wyse waarop ons bestaan aan die hand van die beweging van verskillende dissiplines, die nuances wat die heeltyd aan die skuif is, om te sien hoe ons daardie nuances in verband kan bring met die verskywing van nuances in ander dissiplines. En ek het gedink aan Bach se Figa, waar die verskillende melodieë eintlik oor mekaar beweeg en dan kontrapunte vorm. En ek dink dit is die modus van toenadering om verantwoording in oënskou te neem in die tyd waarin ons leef, waar daar so baie dinge aan die skuif is, dat 'n mens voel, jy wil op die klein stukkies fokus. Jy vra die toestel na 'n stukkie kennis, maar het ons nog 'n begrip van die geheel? En ek dink, die antwoord dink ek is nee, op die oomblik. Maar dit is 'n geheel wat nie tot ons spreek nie, omdat ons ook nie die vraag daarna vra nie. So ek dink ek sal volstaan daarby as 'n eerste paar opmerkings. Nee, goed, dankie Hercules. Ek het gehoop jy gaan dalk nou vir ons vertel hoekom Hegel so belangrik is toe jy begin praat van die geheel, maar kom ons los dit dalk vir 'n bietjie later. So in ware filosofiese styl begin jy by die grondbeginsel van taal en die 4 oorsake van voegsaamheid, waarmee jy 'n begrip van verantwoording uitbou. Jy maak 'n interessante koppeling of etimologiese koppeling tussen die woord oorsaak en die antieke Griekse woord aitia, wat jy vertaal as verskuldiging. En nou bind jy jou begrip van verantwoording hiermee met hierdie begrip van verskuldiging en die oorsake. En die gevolg is dat om verantwoording te doen, lyk dit my amper of 'n mens jouself moet verbeel asof jy voor 'n verhoor verskyn en jy moet jouself kan ten minste uitdruk en verdedig. En ek weet nie of jy miskien hier 'n gedagte het van die geskiedenis wat hier inspeel. My basiese vraag is net, kan jy vir ons verduidelik teenoor wie is mens verantwoordbaar? Wie oordeel teenoor ons, kom ons sê nou, ons optrede as verantwoordelike mense? En sal jy ook net so 'n bietjie uitbrei oor jou begrip van die taal, die as grondbeginsel van die denke, sowel as die idee van die oorsake, die 4 oorsake wat jy 5 oorsake, ekskuus, wat jy noem. Goed, ja, so my beginpunt, my vertrekpunt in die boek, ontleen ek eintlik uit die Grieke, uit die vroeë Grieke, Herakleitos. So baie mense sal weet, van die vroeë Grieke het hierdie debatte gehad oor watter een van die 4 elemente is nou die oorspronklike element waaruit alles ontstaan het. Het alles uit vuur uit ontstaan, het alles uit water ontstaan, of uit lug, of uit grond. En daar's bespiegelings oor wie dit toe nou begin verander het. Sommige mense sê dit was Pythagoras, maar
vir die eerste keer het Herakleitos dit so verwoord dat die kernelement van die kosmos is die logos. Dit is wat ons breedweg kan noem taal. So die kosmos is self die logos. En daaruit het die wiskunde ontstaan en het 'n klomp dissiplines en ek sou argumenteer die filosofie soos ons dit ken ook ontstaan. So taal is nie net iets wat gesetel is in die mens nie, maar dit is deel van die kosmos self. Die feit dat ons oor die werklikheid kan praat en dat dit wat ons sê korrespondeer met die werklikheid, sê dat daar iets van die logos in die werklikheid self ook te vind is. En hierdie begrip verduidelik Herakleitos, hy praat van die kosmos gee rekenskap deur die logos. Hy druk homself uit in terme van die logos, in hoe ons dinge kan beskryf. En die menslike taal kom eintlik uit hierdie, kom ons noem dit primordiale logos, waarop ons antwoord gee. En die bekende oorsake by Aristoteles, as hy sê, alle dinge het oorsake, het 'n oorsprong. Die Griekse woord daarvoor is, en ons het in Afrikaans ook nog hierdie uitdrukking dat ons vra, waaraan is ek my bestaan verskuldig? Dit is nie verskuldiging in die sin van moraliteit noodwendig, maar ek is my bestaan verskuldig aan die oorsake, nou by Aristoteles is aan materie, né? Ek is uit materie saamgestel. Daar's 'n bepaalde vorm wat nou 'n platonistiese begrip is, die vorm van 'n mens. Die effektiewe oorsaak, die mense wat voor my was. En dan die doeloorsaak. Wat is my doel as 'n mens? Wat is die doel van die tafel en dies meer? Hierdie is die dinge waaraan alles hulle bestaan verskuldig is. En ons gebruik van taal is altyd 'n verskuldiging eintlik aan dit wat ons beskryf. So ons ontvang die werklikheid, maar ons gee ook verantwoording aan hierdie werklikheid. Ons is dit ook verskuldig aan die werklikheid om dit te verwoord. Ja, dankie. Ek beweeg dan aan na so jou eerste hoofstuk handel basies oor die taal en die mens is inherente talige wese. Maar jy gaan dan verder in die volgende hoofstuk daarna, wat jy baie fokus op Hegel se werk, om uit te wys dat die talige en die denkende wese word gekonfronteer deur die uitwendige natuur. Jy bind hierdie begrip van die uitwendige natuur aan die kuns, die wetenskap en die ekonomie. Kan jy asseblief vir ons verduidelik hoe hierdie begrip saamhang en hoe jy die hele ding sien inspel op die idee van verantwoording? Ja, so die Hegel beskou die natuur as iets waarmee die denke gekonfronteer word. Hy sê 'n mens kan nie denke in baie basiese, hy gebruik nie die woord kategorieë nie, maar 'n mens kan die term kategorieë nou voorlopig inspan hier om te sê dat ons dink in baie basiese terme oor die werklikheid, in terme van taal, in terme van die mees basiese begrippe, soos materie en vorm en doel en so aan. Maar dan is daar dit is onmoontlik om die ganse werklikheid net uit te druk vanuit jou denke. 'n Mens het die interaksie met dit wat van buite afkom nodig. Dit sê nie jy gaan ooit van enige iets kan praat buite die begrippe van die oorsake nie, maar jy gaan nie slegs aan die hand van die oorsake die werklikheid beskryf nie. Dit is waar
die wetenskap en die kuns die mens eintlik konfronteer as, kom ons noem dit, nie-talige dissiplines. So in die wetenskaplike formule en in die kuns word jy met iets gekonfronteer wat nie taal is nie, maar wat tog tot jou spreek en wat tog iets van die werklikheid aan jou weergee. En hierdie basiese, kom ons noem dit die formule aan die een kant en die estetiese ervaring aan die ander kant, verryk dan jou taal. Dit verryk jou ervaring van die werklikheid. En jy ontwikkel dan in soos soos ek op die voorblad dan sê, die sinrykheid van jou bestaan deur die natuur as iets uitwendig tot jou. Maar terselfdertyd is jy ook 'n natuurwese. Jy kom agter, maar ek is ook 'n wese wat myself kan bestudeer deur 'n formule van die wetenskap of deur 'n skildery wat nie noodwendig in taal aan my verskyn nie, maar wat ek nodig het om myself te verstaan. So daar's eintlik hierdie uitwendigheid wanneer ons in die natuur kyk, maar dan kom ons agter dat ons self ook natuurwesens is en daar's dan weer 'n, wil ek sê, 'n versoening wat plaasvind tussen die uitwendigheid en die terugkeer. Maar dit is nou ook waar ekonomie interessant is en ek sou sê argitektuur ook, is argitektuur en ekonomie kombineer eintlik die kuns en die wetenskap. En hoewel die argitektuur nou 'n baie ouer dissipline is die ekonomie 'n moderne dissipline wat deur die kuns, as ons nou dink aan bemarking en aan die formule gekoppel is, en eintlik dan tot 'n mate hierdie uitwendigheid aan ons voordoen as 'n finale antwoord op ons bestaan. As 'n mens dink aan kapitalisme of sosialisme, as iets wat eintlik in terme van hierdie nog nie ten volle taligheid aan die mens voorgedoen word as 'n finale antwoord. En ek argumenteer dat dit nog 'n onvoldoende dat dit nog onvoldoende is om slegs aan die hand van hierdie uitwendigheid ons lewens te struktureer. Jy noem ekonomie en ek wil graag eintlik die verbinding trek tussen jou verstaan van die ekonomie en die politiek. Onder andere, jy verstaan die ekonomie se doel as tuisteskepping. Maar hoe bring jy dit in verband met jou begrip van die politiek, waar jy baie klem lê op die opkoms van die korporasie in die politiek en die organisering van die samelewing, soveel so dat jy praat van die verkerkliking van die korporasie. Wat spesifiek bedoel jy met hierdie term en tot watter mate dink jy affekteer die maatskappy se rol in die samelewing en veral in terme van die politiek? Hoe affekteer kom ons sê die tipe van beginsels waarmee die maatskappy kom? Hoe affekteer dit politieke beginsels en kan jy vir ons dalk voorbeelde gee uit ons kontemporêre lewens waar jy kan sien hoe die korporasie sekere politieke beginsels affekteer? Goed, ja, so daar is 'n denker na wie ek verwys, Hartmut Rosa. Hy's 'n sosioloog en hy het 'n boek geskryf, Resonans. En daarin haal hy Margaret Thatcher aan, waar sy die bekende uitdrukking gebruik, die stelsel wat sy besig is om te implementeer, is van so 'n aard dat daar nie eintlik 'n alternatief is. There is no alternative, is haar bekende uitdrukking. En in my opinie is dit die punt waar die politiek eintlik volledig binne die ekonomie ingebind word. Die idee van die invisible hand of 'n mens kan die teenpool daarvan noem die
sosialisme of so iets, dis alles eintlik ekonomiese teorieë wat dan die politiek begin domineer as 'n formule, 'n klaargemaakte formule aan die hand waarvan die samelewing ten volle ingerig gaan word en die politiek verraai eintlik op 'n manier, as ek nou hierdie woord kan gebruik, sy eie aard deur slegs as 'n verlengstuk van 'n ekonomiese teorie uitgedruk te word. Ek sê nie die ekonomiese dissipline het nie 'n belangrike rol om te speel nie. Maar die vraag is, wat is die wese van die politiek? En Aristoteles praat van die politiek, hy praat van die mens as 'n politieke dier. Dit is 'n baie interessante begrip en hy koppel dit aan die zoon egon logon. Hy koppel dit aan die mens as 'n talige wese, as een wat moet debatteer, as een wat diskurs moet voer. En wanneer 'n mens slegs 'n formule toepas, is jy nie besig om diskurs te voer nie. So, dit is daardie oorgang van die polis, die politiek die polis is natuurlik 'n stad in Griekeland. So in Grieks, so die mens verwyder homself van die natuur en bou 'n stad wat nodig is vir sy voortbestaan, wat afgeskerm is van die natuur, en daarin geld reëls, so jy leer etiek aan, jy is nie ingebore met etiek nie, maar die aanleer van etiek, sê Aristoteles ook, is die ware natuur van die mens. Die ware natuur van die mens lê daarin om hierdie instellings op te rig waar debat gevoer kan word. En uiteindelik is die vraag waarby die talige wese uitkom, is die vraag, wat is geregtigheid? Dit is 'n bietjie 'n ander vraag as wat die ekonomie postuleer. Die ekonomie het sy eie vraagstukke, maar die wese van die vraag na geregtigheid is 'n politieke vraagstuk. So ek dink en om dit net in verband te bring gou met die tyd waarin ons leef, daar was eintlik 'n lang opbou na leiersfigure wat eintlik uit die ekonomie na vore tree en die politiek dan ten volle domineer. En ons sien vandag daardie figuur in Donald Trump, maar ek bedoel ons eie president is ook eintlik 'n sakeman. En hulle ken die woordeskat van transaksies beklink en bedinginge en so aan, maar is dit dieselfde as die politieke diskurs? Daar is iets vreemd aan die wyse waarop hulle optree as 'n mens dink aan die politiek. Al doen hulle, kom ons gee die voordeel van die twyfel, al doen hulle die regte ding, die vraag is die wyse waarop hulle dit benader. Is dit polities van aard en wat is die gevolge van die transaksionele denke wat nou in die politiek vaardig is? Dankie. Ek wonder of jy miskien net 'n klein reaksie vir ons kan gee op op pad hierheen op die hoofweg het ek 'n groot billboard gesien. Cell-C ene wat sê escape the city, not the signal. En nou wonder ek, is hierdie vir jou dalk simptomaties van hierdie wêreld waarin ons leef, wat jy weet die stad, die politiek, soos jy het noem, met die stad was eintlik hierdie plek, jy weet waar die mens nou homself ontwikkel. Maar nou is dit iets wat ons moet ontsnap, want jy weet dis waar jy werk en dit is soveel geraas en te besig en nou wil jy teruggaan in die natuur in, maar nie sonder dat jy wil nog steeds die sein bou, nog steeds die koneksie bou. En ek wonder of jy dalk vir ons 'n reaksie net het op hierdie op hierdie voorbeeld. Ja, dit is natuurlik dit wys op die beskikbaarheid, dat 'n mens
beskikbaar is vir mense om jou te bereik. En 'n mens voel natuurlik veilig wanneer jy weet jy kan in kontak wees vir ingeval iets gebeur. En goed, in 'n land soos Suid-Afrika kan 'n mens dit ook verstaan. Maar daar is iets problematies ook aan hierdie beskikbaarheid. Ons dink nou ook aan die sein wat baie keer nadat jy 'n gesprek gehad het en jy gaan weer op YouTube, dan is daar 'n video wat op 'n misterieuse manier aansluit by die gesprek wat jy gehad het. So daardie beskikbaarheid en die beskikking, die idee dat ons nie net oor objekte beskik nie, maar ook oor mense. Dit is in my opinie 'n kommerwekkende tendens en die vraag is tot watter mate is daar verantwoording vanaf hierdie maatskappye aan die samelewing vir hoe hierdie goed gebeur en of dit reg is of nie. Reg, dan wil ek 'n vraag vra oor jou laaste hoofstuk wat handel oor die geloof. En hoe kan jy vir ons verduidelik hoe pas verantwoording in by jou begrip van die geloof? Goed, so ek het nou gepraat oor die wese van die politiek wat eintlik uitkom by die vraag na geregtigheid. En ek sluit dan aan eintlik by Augustinus, ook by Van Wyk Louw wat jy vroeër genoem het, rondom die idee van die diepe reg. Nou Van Wyk Louw het hierdie bekende opstel geskryf, of 'n toneelstuk, oor die voortrekkers wat by die hemelpoort aankom en dan voor hulle nou kan ingaan, dan word daar aan hulle gevra, maar jy weet, wat gee julle nou die reg om hier in te kom? En dan sê hulle nee, ons het al die wette nagekom en so aan. En dan word daar vir hulle gesê, nee, maar dit is nie waaroor die diepe reg eintlik gaan nie. En die diepe reg is eintlik die idee dat daar iets meer is as die reg wat ons het in die regstelsel. Ons beleef dit tog, die regstelsel verhinder ons om nie mekaar uit te moor nie en so aan, maar die regstelsel is ook nie veronderstel om iets meer as dit te wees nie. Maar wanneer jy uit 'n gesprek uitstap en jy vra vir jouself, was ek beleefd genoeg met hierdie of daardie persoon, dan is jy op 'n manier besig om die vraag na die diepe reg te vra. En volgens Augustinus, en ek sluit daarby aan, is kom alle reg eintlik van God af, hierdie diepe reg. Dit beteken nie 'n enkele staat het die monopolie op daardie reg of die regstelsel wat hulle aan die hand doen, is 'n volledige kopie van die diepe reg nie. Maar tog is hierdie diepe reg iets wat 'n mens dan die vraag laat vra, maar hoe word dit saamgestel? En dan kom 'n mens by die punt waar ek eintlik begin het in die boek, en later dat daar 'n logos is wat eintlik jou eie logos, jou eie taal te bowe gaan, maar wat jy nog steeds as 'n logos mee te doen kry. En die openbaring is vir my daardie logos, die Grieks is die homologos. Dit is wat nou ons vertaling daarvan is die belydenis. Nou belydenis bring ons weer uit by skuld, want ek bely my skuld. Ek is in 'n hof en daar bely ek my skuld. Maar in die Christelike paradigma beteken dit ook ek koppel my eie logos aan 'n hoër logos. Ek erken dat my logos tekort kom daaraan om 'n finale antwoord te gee. En dat daar 'n logos is wat my logos te bowe gaan en tot my spreek. Maar dan is die verleiding natuurlik om daardie logos te vat en op so 'n manier
toe te pas op ander dissiplines, dat ons dink ons kan die wetenskap alleen aan die hand van hierdie kom ons sê nou maar kom ons gebruik die voorbeeld van die Bybel dan nou. Dit is ook nie wat dit behels nie. Hierdie geloof is iets anders as kennis by die wetenskap of diskurs by die politiek. Dit het 'n ander aard. Nou ja, ons kan nog lank verder hierop ingaan, maar dit is net eintlik vir my die afronding van dit waarop ek antwoord gee, dit waarop my bestaan verantwoording gee. Die taligheid self, my bestaan as talig, die koppeling van taal aan die natuur, die wetenskap, die interpretasie van wetenskaplike gegevens en kuns en ekonomie, die politieke diskurs en dan die geestelike dimensie van ons menslike bestaan. Dankie. Ek dink ek het 'n laaste vraag wat ek net wil vra voordat ons oopmaak vir die gehoor om dalk hulle vra ook aan jou terug. Jy maak heel wat gebruik van die begrip die geheel wat jy by Hegel leen, dink ek, en soos ek dit verstaan is die geheel eintlik ek wil amper sê 'n effek van taligheid, dat ons die geheel tot die bewuskom van die geheel deur middel van die taal. Maar nou leef ons in 'n land waar selfs in 'n wêreld waar veeltaligheid eintlik enorm is. So my vraag is tot watter mate beïnvloed veeltaligheid hierdie gedagte van die geheel? En om dit nou nog verder te vat ook met byvoorbeeld ons aanlyn lewens wat vir ons gereguleer word deur algoritmes, sien ons eintlik weer ook 'n paradoksale beweging in die sin dat daar eenvormigheid in taal aanlyn is, maar wel nie 100% nie, maar ons kan amper sê dat Engels is maar die hooftaal van aanlyn wees. So ja, ek wonder net vir my wat die vraag is die geheel werklik 'n begrip wat ons moet behou in 'n wêreld wat so veelvoudig en veeltalig is, en terselfdertyd wat is die effek van hierdie tegnologie in ons taligheid, as ons byvoorbeeld vat dat die algemene praktyk van rage baiting waar maatskappye of waar die doel is om mense te kry, uit te lok om mekaar aan te val aanlyn. So ons sien dat ons vermoë om gesprek te voer is besig om te verdwyn, en die geleentheid vir die oop gesprek wat jy ook aanhaal in die boek, wil vir my lyk of dit verkrimp, en ja, dis maar net my vraag. Ja, dankie. Ons het so 'n paar dae gelede het jy hierdie begrip onder my aandag gebring, rage baiting, en ek het bietjie gaan opsoek en gesien dit is Oxford University se begrip van die jaar van 2025, rage baiting, die uitlokking van woede op die internet, en eintlik die kommersialisering daarvan. En dit is ongelukkig iets wat al verder teruggaan, en dit het nie noodwendig net met eentaligheid te maak nie, maar baie dikwels hierdie stelsels word so ingerig dat 'n mens jou eie taal en jou eie kultuurgoedere, dat hierdie algoritmes so intelligent is dat dit hierdie simbole en woorde gebruik om groot maatskappye te dien, Google, wel ek gaan nou nie naam het, ek gaan nou nie sê Google doen dit nie, maar wie ook al, kom ons sê nou maar net wie ook al, so daar's iets
wat 'n mens voel eie tot jou is, wat jy nou probeer beskerm deur te klik op iets of deur 'n kommentaar te plaas, en jy beskerm jou terrein as jy nou hierdie ding verdedig. Maar in die tussentyd is daar 'n meganisme wat 'n baie oorkoepelende meganisme is en eintlik mense in 'n baie ver afgeleë land bevoordeel. So 'n mens moet versigtig wees om te vinnig op in die verdedigingsmodus in te tree wanneer dit kom by jou eie en die vraag legitiem te vra, maar watter belange dien dit eintlik en waar is die verskeidenheid en hoe dra hierdie verskeidenheid wat my geskiedenis of iemand anders se kultuurgeskiedenis verteenwoordig, hoe dra dit by tot die geskiedenis van die mens en hoe kan iemand anders iets leer daaruit? En ek dink as 'n mens daardie vraag vir jouself vra, dan gaan jou interaksie op hierdie platforms dalk anders lyk. So ek wil maar net dit weer die punt herhaal dat 'n mens maar net baie versigtig wees vandag om dit wat as die eie is nie altyd die eie nie. En dit wat die geheel is, ek dink as ons op universitêre vlak kyk, ek dink daar is eentaligheid definitief nou 'n norm en ek dink 'n kommerwekkende norm. Dit is nie voordelig vir die denke dat idees net in een taal uitgedruk word nie. Dit verarm die denke en my opinie is dat 'n mens moet nie net vertaal wat jy lees uit handboeke na jou taal toe nie, dan dupliseer jy eintlik, maar jy moet probeer om oorspronklik te skryf oor 'n onderwerp in jou taal en stelselmatig dit in 'n wetenskaplike woordeskat terug te vertaal en dit verryk die veld, dit verryk die denke om so tussen die tale te werk, eerder as om te dink, ons het Engels en nou het ons al die Engelse vertale in verskillende tale vertaal, dit is nie meervoudigheid nie, dit is eintlik 'n duplisering van eenduidigheid. So ek gaan maar met daardie opmerking volstaan.